Ons toetrede gesang vanmôre, eintlik ons toetrede psalm, is Psalm 84, strofes 1 en 3, en die pragtige Toosius beruiming. En ek wil tog vra, broers en susters, of elkeen namens my ook ietsie harder sal sing, asseblief, aangesien ek op hierdie stadium nog nie mag sing nie. So asseblief, as elkeen net so bietjie vir my sal bysit, asseblief, dat ons lekker hard kan sing. Dit is 'n bekende en 'n pragtige psalm, Psalm 84, strofes 1 en 3. Dankie, dokter. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, Jesus ons Here en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Yes.
Dankie broers en susters, ek kan hoor dat jy ook 'n bietjie vir my sing. Baie dankie, ek waardeer dit so. Die paar weke wat ek daar agter in die hoek gesit het, weet ek jy, as die mense dink ek het een of ander musiekkennis, want daar's 'n doodstil. Niemand het gesing nie. So ek is so bly ons kan weer sing, die dominees op sy plek en nou kan die gemeente sing. Baie bly. Nee, baie dankie. Ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit Lukas uit. Daaruit Lukas hoofstuk 13. En ons gaan saam lees vanaf vers 22 tot en met vers 30. En die opskrif hier, wat hulle hier in die direkte vertaling het, is die smal deur. Ons lees ook daaruit Matteus 7 uit. Maar broers en susters, voordat ons saam lees uit die woord van die Here, terwyl jy so sit, kom ons sluit net ons oë in gebed. Ons Here, ons roep U aan in hierdie oggenduur. Ons raak voor U stil en ons bid. Spreek met die dienskneg en die dienstmaagd. Gee ons 'n ontvanklike hart om dit wat ons lees en dit wat ons hoor, Heer, dat ons dit ter harte sal neem en ons lewens sal inrig volgens U wil. Vader, ons leef in 'n wêreld wat maar baie deurmekaar is. Baie dinge maak nie meer vir ons sin nie. Ja, Heer, ons voel maar ook eenkant toe gedruk. En daarom, Heer, is dit vir ons belangrik as gelowiges om weer versterk te word in die geloof. Ons bid, Heer, dat U ons ook weer hoop sal skenk, dat ons met krag en met ywer ook in die lewe sal leef tot eer van U. Vader, ons het verlede week die voorreg gehad om aan die tafel te kom aansit en vandag is 'n geleentheid om te kom sê dankie. Maar Heer, hierdie dankie is veel meer as net 'n gevoel. Dit roep ons op tot daad. Daarom bid ons, Heer, dat hierdie gedeelte ook daardie verantwoordelikheid sal toelig. Maar Heer, ons bid ook vir ons broers en susters, daardie name wat ons vanmôre ook gelees het. U ken elkeen se omstandigheid en ons bid, Heer, dat elkeen bewus sal wees van U teenwoordigheid. Ons bid in die besonder vir hulle, Heer, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons bid daar vir vertroosting. Maar Vader, ons dankie dat ons weet, U is ons lig, U is ons anker in hierdie lewe. Vader, ons bid, maak dit rustig in ons en vergeef ons ons skulde. Ons kom na U toe in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees nou saam daarvan af vers 22. Onderweg na Jerusalem het hy deur stede en dorpe gereis en die mense geleer. Iemand het vir hom gevra, meneer, is diegene wat verlos word min? En hy het vir hulle gesê, beywer julle om by die smal deur in te gaan, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die huisbaas eers opgestaan en die deur gaan sluit het, en julle staan buite en klop aan die deur en roep, meneer, maak vir ons oop, sal hy julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle begin sê, ons het saam met u geëet en gedrink, en u het in ons strate onderrig gegee. Maar hy sal vir julle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, gaan weg van my af, julle almal wat onreg pleeg. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sien, maar julle uitgewerp word na buite. Mense sal uit die ooste en die weste, die noorde en die suide kom aanleun om te eet in die koninkryk van God. En kyk, wie laaste is, sal eerste wees, en wie eerste is, sal laaste wees. Liefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Geliefdes, ons sing nou weer saam daaruit Gesang 481 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Oh
Gemeente, ons lees daar in vers 26. Dan sal julle begin en sê, ons het saam met u geëet en gedrink en u het in ons strate onderrig gegee. Liefdes, ons het verlede week die voorreg gehad om aan die nagmaaltafel te kon aansit. Ons het die week ook die voorreg gehad om ook Hemelvaart te kon herdenk. En daarom roep ons dit ons ook op tot dankbaarheid. Baie bekende dankseggingsdiens. Die vraag wat by 'n mens opkom natuurlik is, wat verstaan ons onder danksegging? Wat verstaan ons onder dankbaar wees? In hierdie ou wêreld en in die lewe van die tyd waarin ons leef, is 'n mens tog dankbaar as jy goed voel. As jy voel jy kry iets daaruit. Daar is een of ander beloning of een of ander uitkoms. En natuurlik moet daardie verligting ook binnekort plaasvind. Dit moet hier en nou relevant wees. As danksegging ons oproep om iets te doen of vir iets te wag, dan raak dit vir ons moeilik. Ons assosieer nie opdrag en moeite met dankbaarheid nie. Ons sien baie keer dankbaarheid as iets verniets, 'n onverwagte uitkoms. Broer en suster, ons lewe in 'n tyd, soos ons gesê het, wat baie vreemd is. In die laaste tyd is daar baie in die nuus oor ons as Afrikaners, maar ook in 'n sekere sin as gelowiges, as Christene. Daar is 'n debat oor hierdie volksmoord en dis 'n ewige debat. Mense het uiteenlopende menings en sienings of daar nou wel 'n volksmoord is of nie. Daar's baie riglyne waarin mense dit natuurlik kan gaan meet. Maar broers en susters, daar is 'n ander aspek wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie. Ons moet nie die fout maak om te dink dat 'n volksmoord net altyd sin speel op konsentrasiekampe of oonde of mense wat uitgemoor word nie. Dit lê op soveel ander vlakke. En een van daardie vlakke waarna ons vanmôre wil aandag gee, is daardie geestesmoord wat besig is om plaas te vind. U weet dat ek al by vorige geleentheid ook al daarna verwys het, na die gemeente waarin ek groot geword het, se kerkgebou wat verkoop is, maar broer en suster, dit is nie die uitsondering op die reël nie. Dat gemeentes nog enigsins voortgaan en aangaan, dit is deesdae die uitsondering op die reël. Doen jouself 'n guns en gaan doen 'n bietjie navorsing en moeite om te kyk hoeveel kerkgeboue in die mark is, oor die land heen. Dis skrikwekkend. Ek kan dink dat daar waar daar die kerkgebou staan, was daar op 'n tyd 'n gemeenskap. Daar's kinders gedoop, mense het getrou, mense is daaruit begrawe. Daardie kerkgebou, anders gesê, daardie gemeente was 'n ankerpunt vir 'n gemeenskap. En gaan die mense 'n bietjie terug op ons geskiedenis in die land, dan weet ons dat die kerk, en daarmee saam sê ons onmiddellik die geloof, 'n baie belangrike rol gespeel het in ons volkswees. Dit is so verweef binne in ons geskiedenis. Maar broer en suster, dit is besig om uit te sterf. Ons is besig om die kerk te begrawe. Dis die realiteit. En as ons hier praat oor die kerk, dan praat ons natuurlik ook binne 'n bepaalde tradisie. Protestantisme, protestante. Ons is 'n protestantse volk. Ons taal het 'n Christelike, maar ook daarmee saam 'n protestantse geboorte gehad. Ou Jan van Riebeeck was 'n protestant, hy was 'n hervormer, en saam met volksplanting was daar natuurlik ook kerkplanting, en soos ons reeds gesê het, loop daar die geskiedenis met mekaar verweef. Maar die protestante, nie net in ons land nie, in die wêreld, is besig om te kwyn. Daar's 'n krisis in Europa, daar's 'n krisis in Amerika. Maar broer en suster, kom ons laat daardie gedagtes vereers en ons kyk 'n bietjie na die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Die gedeelte wat die opskrif is, die smal deur.
Dis 'n gedeelte wat vir ons baie inligting gee en hier en daar gaan ons 'n bietjie afdraai paadjies vat om elkeen van hierdie gedagtes ook te bespreek en dan sal ons dit later 'n bietjie saamvat. Maar ons lees hier, dit begin dat die Here Jesus onderweg was na Jerusalem. Nou, Lukas is nogal lief om met hierdie terminologie te speel, Jerusalem. Nou, as ons vandag hoor Jerusalem, dan staan ons hare 'n bietjie reg op. Want ons dink aan konflik, ons dink aan spanning, ons weet dat nou, so 'n week of wat gelede was Jerusalem ook weer in die nuus gewees. Ons weet daar is baie profete wat die toekoms al voorspel het, wat altyd Jerusalem plaas in die sentrum van hierdie groot konflik wat moontlik kan ontstaan, hierdie kortsluiting. So as ons die naam Jerusalem hoor, dan is dit maar vir ons 'n plek wat 'n mens vanaf moet wegbly. Spanning, konflik, 'n kruitvat. Maar broers en susters, as Lukas hier praat van Jerusalem, bedoel hy natuurlik nie die moderne Jerusalem nie. Maar hierdie Jerusalem verwys na twee perspektiewe. Die eerste perspektief is natuurlik die fisiese Jerusalem waarheen die Here Jesus op pad was. En Lukas stel dit vir ons baie duidelik dat hoe nader die Here Jesus aan Jerusalem beweeg het, hoe nader het daardie spanning opgebou tot op die punt waar die Here Jesus daar in Jerusalem in hegtenis geneem is en dan ook daar gekruisig is. En ons weet dat Jerusalem was die plek waar die tempel gestaan het. Ons weet dat Jerusalem in die sentrum was van die godsdienstige lewe. Dit het 'n sentrale punt geneem ook in die geskiedenis van die volk. Jerusalem was vir hulle die simbool van God se teenwoordigheid en van hierdie volk se mag om te kan regeer. En daarom was dit vir hulle natuurlik so traumaties en sleg dat die Romeine Jerusalem beset het. En daarom het hulle alles geprobeer om van hulle ontslae te raak, om hulle te ontset. Aan die ander woorde, die Here Jesus op pad na Jerusalem. Maar daar lê ook 'n ander betekenis. En ons het dit ook gesien deur die profetiese woord in die woord van die Here. Jerusalem was vanuit die profete Jesaja en ander gesien as die stad van vrede, die stad van geregtigheid. En ons ken natuurlik die baie bekende gedeelte daar uit Openbaring 21. Ek sien die nuwe Jerusalem, ook daar die simbool van vrede. Daar sal geen lyding en dood wees en al die volkere oor die wêreld sal daar by mekaar kom en God sal hulle Here wees. Aan die ander woorde, hierdie stad van absolute vrede, die oorspronklike bedoeling van God, 'n plek van geregtigheid en heiligheid. Mense wat afgesonder is vir God en mense wat leef op die regte manier, onder die wet van God. Broers en susters, net soos in die Bybelse tyd, smag ons ook maar na so 'n plek van geregtigheid, 'n plek van vrede. En helaas in hierdie wêreld is daar nie so 'n plek nie. Inteendeel, in ons landjie is dit presies die teenoorgestel, dat daar's 'n hele paar van ons land se stede wat die gevaarlikste stede is in die wêreld. Ons eie Pretoria staan blykbaar tweede. Maar broer en suster, nou is die Here Jesus op pad na Jerusalem. En die Here Jesus weet wat vir hom wag in Jerusalem. En interessant, net so opmerking ook, ons kry die indruk, en dit word ook vir ons so geskets deur Lukas, dat die Here Jesus nie baie haastig was Jerusalem toe nie. Ons lees dit ook hier, hy stop by verskillende dorpies en stedetjies en mense, gemeenskappe, om met mense te praat en hulle te onderrig. En uit daardie geleedere kom daar iemand en ons weet nie wie hierdie persoon was nie, en vra die vraag. Die wat gered gaan word, die wat verlos gaan word, hulle is maar min. Nou wonder 'n mens, wat was die motief van hierdie vraag gewees? Het hierdie persoon homself beskou as deel van die wat min was? Of was hy deel van die groep wat uitgesluit was? Ons weet nie. Ons weet nie wat die motief van hierdie vraag was nie. Ons kan maar lees in die voorafgaande hoofstukke, lees ons dat die Here Jesus baie spanning veroorsaak het by mense. Hy het mense voortdurend ook opgeroep om hulle te bekeer. Ons weet ook hy waarsku hulle by geleentheid teen die Fariseërs en die wetgeleerdes, skrifgeleerdes. En dit het mense laat wonder, want onthou, vir baie lank het die mense, die gemiddelde Jood, daar geglo dat omdat hulle deel was van die nageslag van Abraham, Isak en Jakob,
is hulle outomaties gered. Hulle het geglo hulle is outomaties eerste. Daar was geen twyfel by hulle dat hulle pad geteer was na die Here toe, by wyse van Spreuke. Maar nou kom die Here Jesus en hy konfronteer hulle. En dit veroorsaak spanning. Daarom is dit heel waarskynlik die agtergrond van hierdie vraag. En nou kom die Here Jesus en hy antwoord nie met 'n duidelike ja of nee nie. Hy kom met 'n gelykenis, soos wat dit sy gebruik was, 'n verhaal, 'n storie, 'n metafoor, 'n beeld. En hy gebruik die beeld van 'n huis en 'n huiseienaar wat mense in daardie tyd en ons vandag natuurlik ook nog baie goed ken. En hy sê hierdie huiseienaar op 'n stadium, hierdie deur is smal en klein, maar op 'n stadium gaan hy hierdie deur sluit. Nou ons ken dit vandag baie goed. Elke keer as ons deur 'n deur gaan by ons huis, veral buitedeure, dan maak ons seker dis gesluit. Wanneer die Jesus antwoord die persoon en sê vir hom, beywer julle om deur die smal deur te kom. As jy baie gaan probeer, maar min gaan dit reg kry. En dan verduidelik Here Jesus en hy sê mense gaan op 'n stadium kom en klop aan die deur, maar die deur gaan so dig gesluit wees en die huiseienaar gaan sê gaan weg, ek weet nie waar julle vandaan kom. En dan gaan hulle weer aanhou hamer en sê maar Here, ons het saam met u geëet en ons het saam met u gedrink, soos ons lees daar in ons teksvers. Sê ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Gaan weg, julle wat onreg pleeg. Julle het nie reg geleef, reg gedoen soos die 83 vertaling hierdie gedeelte vertaal nie. En onmiddellik kry 'n mens hierdie bepaalde ongemak in 'n mens. Die deur is smal, die huiseienaar, ons weet wie die huiseienaar is of wie die Here Jesus die sin speel op God, jaag mense weg. Hy sluit mense uit. En hy doen dit 2 keer. Hy sê ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Gaan weg, julle wat onreg pleeg. Maar dan glo en dink ons baie kere maar die Here moet dan juis oop wees. Toeganklik wees vir almal, vir alle mense. Is die Here dan nou hierso so eksklusief? Kan die Here so hard en koud wees? So ongasvry? Maar geliefdes, ons moet hierdie gebeure en hierdie gelykenisbeeld verstaan teen die agtergrond. Nou wat ons reeds gesê het, die gemiddelde ou in daardie tyd en veral die geleerdes, die fariseërs en die skrifgeleerdes, die sadiseërs, het hulle self gesien as hierdie uitverkorenes. Hulle was die besonderse begenadigdes en daar was niks wat in hulle pad gestaan het na die koninkryk van God nie. Hulle sou gemaklik kon deurgaan. Daar was niks fout in hulle mondering nie. Hulle was immers baie godsdienstig gewees. Hulle het baie dinge gehad wat hulle gedoen het. Ons lees daarvan ook in die evangelies. Maar nou kom die Here Jesus en hy draai juis hierdie vraag om. Hy maak dit 'n bietjie moeilik vir die mense wat daar staan. Want later lees ons waar hy sê, die wie eerste sal laaste wees. En hy sê ook, hulle sal van die noord, die suide, die wes en die ooste kom. Hierdie ander volkere, hierdie ander mense. Broers en susters, ons het ook hierdie gedeelte se profetiese karakter nie miskyk nie. Ons weet dat Lukas ook geweldig baie daarvan maak, waar hy die Here Jesus sien as die profeet. En ons weet dat profete 'n baie belangrike rol gespeel het onder die volk en veral in die Ou Testament. Ons ken die profete Jesaja, Jeremia, Jesegiel, noem hulle maar op. Maar tog het hulle almal iets met mekaar in gemeen gehad. Baie kere sien mense profete net, hulle het net gepraat oor die toekoms. Ja, daar was altyd 'n element van toekoms, maar binne in daardie mense se leeftyd hoofsaaklik nie soos wat baie vandag doen nie. Want dit is ook nou weer 'n gewilde doen dat mense goed uit die Bybel uithaal en nou die jaar 2025 wil voorspel. En nou die dag met die paus wat gekies is, haal mense tekste uit die Bybel uit en sê kyk, hier in die Bybel lees ons van die paus. Ek persoonlik dink is baie gevaarlik en onverantwoordelik om so met die Bybel om te gaan. Maar nietemin, hierdie profete het met mense gepraat van hulle tyd. En as ons dit wil saamvat, die profete se hoofdoel was om mense op te roep tot bekering. En daarom was profete in hulle tyd, ekskuus, nie baie gewild gewees nie. Want hulle het op tone getrap. Hulle het gewoonlik hierdie mense wat so selfversekerd was, het hulle 'n bietjie in die bek geruk by wyse van Spreuke. Konings, ander profete, godsdienstige leiers, mense wat veronderstel was om van beter te weet. En ons weet dat dit nooit goed afgegaan het nie. Ons dink aan nou arme Jeremia, hulle wat op 'n stadium dat hulle wou doodmaak en moes vlug vir hulle lewe.
Ons dink aan Elia en Agab hulle se tyd en so meer. En dis presies wat hier ook gebeur, waar die Here Jesus as 'n bepaalde profeetfiguur, hy's gesalfde Christus, hy's gesalf ook as 'n profeet, spreek hy ook die mense aan. En ons sien in Lukas dat Lukas keer op keer op hierdie karaktertrek van Here Jesus verwys. Ons dink onmiddellik aan Johannes die Doper met die aankondiging dat hy die voorganger sou wees vir die ware profeet. Ons dink aan Simeon daar by die tempel as Here Jesus gebore is. Ons dink ook aan die Here Jesus self by Nasaret, dan lees hy die profete boek Jesaja en hy maak dit op toepassing van hom, seggende dat hy is daardie profeet. So as die Here Jesus hier praat, dan is dit ook 'n profetiese woord wat hy spreek. En die mense wat daar gestaan het, het baie goed verstaan. Hy het ook op tone getrap. Hierdie klomp wat so graag mense wou uitsluit, want ons weet daardie samelewing was ook maar 'n baie geslote samelewing. Jerusalem was eintlik 'n baie geslote stad. En ons weet al hierdie wette gehad tussen rein en onrein. En as jy onrein was jy uit. En het baie mense uitgesluit. Vrouens, kinders, mense met 'n bepaalde siekte toestand, ons lees daarvan. Ons weet dat selfs die mense wat tot bekering gekom het, wat bekend gestaan het as die proselite, het ook net sekere voorregtes geniet. 'n Volbloed Jood wat homself kon aantoon as hy die nageslag van Abraham, hy was eerste in die ry. Die ander het maar so gevolg tot die ander wat heel agter was. En mense van ander volkere was uit. En nou kom die Here Jesus en sê, maar onthou, die deur is smal. Maar broer en suster, ons moet nie vergeet nie. Dis 'n smal deur, maar dis 'n oop deur. Ons fokus op die gedeelte waar die deur toegemaak word. Ons moet fokus op daardie gedeelte waar hy deur oop is. As ons dan kyk na Matteus 7, dan praat ons van die smal weg en die breë weg, die nou poort en die wye poort. En ons ken daar's hier onder in een van die klasse ook nog so 'n prent daarop van die smal weg en die breë weg. Maar daar sê die Here Jesus ook by die bergpredikasie, nie almal wat sê Here, Here, sal in die koninkryk inkom nie. Die mense van daardie tyd, broers en susters, was godsdienstig. Hulle het bepaalde dinge gedoen. Maar dit was vir die Here nie aanvaarbaar nie, was nie aanneemlik nie. Dis die mense wat so selfvoldaan en arrogant was, dat hulle maar voortgegaan het met hulle lewe. En daarom dat die Here hulle waarsku en hulle sê, maar onthou, op 'n stadium word daardie oop deur toegemaak. Nou wat beteken dit vir ons vandag, broers en susters? Broers en susters, as 'n ou volkie en as gelowiges wat binne 'n bepaalde tradisie staan ons ook deesdae agter in die ry. Kom ons wees maar eerlik. Daar word wette teen ons gemaak en ons word op soveel terreine vervolg en verdag gemaak en belaster en beswadder, dat ons ook maar baie kere voel, maar waar pas ons in? Het ons enigstens nog plek by God? Ons verlede word so verdag gemaak en daagliks word daar deur media klomp goed oor ons gesê, dat mense dalk naderhand kan begin glo, ons is nie goed genoeg nie, en dit wat met ons gebeur, verdien ons. Ons moet nou die prys betaal. Maar broer en suster, dis nie waar nie. In daardie tyd, en so die geskiedenis ook later geleer, die wat gedink het hulle was eerste, was toe laaste. Hierdie mense wat veronderstel was om hulle harte en hulle lewens oop te gemaak het vir die Here Jesus, en dis die kern hier, het hulle harte toegemaak, wil die Here Jesus buite gelaat. Sy eie volk, sy eie mense, het hulle rug op hom gekeer, soveel so, dat hulle hom doodgemaak het, en hom gaan toemaak het in 'n graf. Maar soos ons ook met hierdie tyd in ons kerklike jaar ook gehoor het, kom maak God daardie graf oop. Dis God wat ons harte oopmaak. Maar weet jy broers en susters, en dit kom in by die nagmaal ook. U weet 'n ou klein deurtjie, nogal gedink, waar kan mense 'n voorbeeld kry van 'n deur wat klein is? En dink ek 'n klompie jare terug, hier in die 80er jare, was dit mos nogal die gewilde ding om vir die kinders 'n pophuis te bou. Dalk was die van u wat ook vir die kinders 'n pophuis gebou het. En baie van daai pophuise was mos maar so klein geweest met 'n ou klein deurtjie. Die kinders kon in en uit, maar jy as ouer kon nie. En ek dink dit is nogal 'n baie mooi beeld ook om te gebruik. Ons het baie kere soveel bagasie ook. Soos die een Nederlandse dominee sê, ons raak baie keer te dik. Ons pas nie deur hierdie deur nie.
En jy weet, as jy 'n rugsak op het, of as mens deur 'n draad klim, die mense, mans wat ook nou hierdie tyd ook weer gaan jag, weet, jy kan nie met 'n rugsak of met 'n geweer deur 'n doringdraad, jy moet dit afhaal om deur te kom. En dis wat die nagmaal ons ook na toe wys, dat ons ook van ons bagasie en al die goed moet ontsla raak. Dat ons dit moet wegvat. Maar baie kere maak ons eie harte ook so geslote vir die Here. Ons moet oopmaak, broers en susters. Ons moet afstand doen van onsself. En dit is iets wat hierdie wêreld waarin ons leef, dalk vir 'n oomblik weer bietjie by kan gaan stil staan en by kan gaan leer. Ons sit in 'n wêreld wat baie selfversekerd is, en dit kom veral by geloof. Nou vanmôre so bietjie, dis nog een van daai systraatjies wat ek wil afbeweeg uit hierdie teks. Ons leef in 'n tyd, in 'n wêreld waar mense dink, as ek sê ek glo, en ek noem nog die Here Jesus se naam daarby, dan is dit genoegsaam. Dan is ek outomaties gered. Dan is die deur vir my oop. Broers en susters, dis inderdaad om baie te dink en eintlik maar bietjie dik te word in die geloof. Die probleem met so sienings en sienswyse is dat jy nie deur die smal deur gaan pas nie, en die kans dat die deur toegemaak gaan word is baie groot. Nee, broer en suster. Ons het ook vanmôre sê daar's 'n verskil tussen geloof en spiritualiteit. In die Here Jesus se tyd in die Ou Testament was mense baie spiritueel. Mense het geglo, ons lees daarvan. Daar was baie godsdienste en baie opsies en baie goed waarin mense geglo het en wat mense deel van hulle lewens gemaak het. Mens is 'n spirituele wese. Selfs die grootste ateïs glo ook. Hy glo daar bestaan nie 'n God nie. Hy glo in sy eie vermoëns. Hy's 'n spirituele wese. Maar broer en suster, daar's 'n verskil. Geloof is om die Here te ken. Maar nie net om die Here te ken nie, ook die Here se wil te doen. Hierdie week praat ek en Stefan oor hierdie selfde gedagte en hy sê dit eintlik so mooi. Hy sê vir my pa, weet, mense sê baie kere, ja, die Here van die Bybel is so hard en koud en hy sluit mense uit. Dis nie waar nie. Die deur is oop. Ja, dis 'n smal deur, maar die deur is oop. Maar mense moet 'n besluit neem in hulle lewe. Dien hulle Here, leef hulle soos wat die Here van hulle vra of nie. En as jy in jou lewe leef soos wat jy goed dink en jy doen nie wat die Here van jou vra nie, doen nie moeite om agter te kom wat die Here van jou vra nie. Hoe kan jy dan kwaad wees vir die Here as die deur toegemaak word? En dit is eintlik logies, dit is eintlik heel eenvoudig. Anders gesê, as jy nooit in jou lewe met die Here se woord besig was, jy was nooit in die kerk van die Here nie, jy was nooit tussen medegelowiges nie, wat wil jy dan eendag by die hemel gaan maak? Maar die probleem is, ons hou nie van daardie woorde, daar gaan 'n geween en 'n geknars van tande wees nie. Dis wat mense pla. En dan kom mense aangehardloop en slaan teen die deur, soos die Here Jesus dit hier noem. En dan sê die Here, ek weet nie waar julle vandaan kom. En dan kom mense en hulle verwys na hierdie spiritualiteit. Maar Here, ons het U geken, ons het geweet daar is 'n God. En ons was so nou en dan daar, ons het geëet en ons het saam gedrink, ons het dalk 'n tafelgebed gedoen en ons was dan by 'n geleentheid wat daar uit die Bybel gelees is en by 'n preek, want dis waar hierna verwys word, hierdie onderrig verwys na prediking. Ons het iewerste na 'n dagstukkie geluister of iewerste 'n WhatsApp boodskapie gelees. Ons het geweet van die woord. En Here sê weer, gaan van my weg, julle wat onreg pleeg. Julle wat julle harte gesluit het. Julle wat net omgesien het na julleself. Julle wat geleef het net vir julleself. En dit bring ons terug by hierdie gedagte van dankbaarheid. Ons het verlede weekie voorreg gehad om hier in die tafel van die Here te kon aansit. Maar broers en susters, as ons werklik dankbaar is, sal ons ook erns maak met ons geloof. Sal ons besef dat ons op pad is na die nuwe Jerusalem, na God se koninkryk, na God se teenwoordigheid, soos ons ook hierdie week gehoor het by die hemelvaart, en wat ons ook vir mekaar sê wat Johannes Evangelie ons eintlik oproep en vir ons sê, maar hemelvaart het reeds aangebreek, dit is reeds deel van ons lewens, ons is reeds besig om op te styg by wyse van Spreuke. Daarom moet ons erns maak met ons geloof, ons moet erns maak met ons geloofsgemeenskap, dit gryp ook terug na verlede week se prediking, gebed in die gemeenskap van gelowiges. En daarom, broers en susters,
moet ons dit bewaar wat die Here aan ons toevertrou het. Ons moet nie toelaat dat hierdie selfdood plaasvind nie. Ons kan nie toelaat dat ons erfenis tot niet gaan nie. Ons mag nie toelaat dat ons nageslag voor dit toe deurstaan nie. Ja, dis 'n smal deur, dis 'n smal weg, maar daar's 'n weg en daai deur is oop. Dis 'n voorreg dat ons in die huis van die eienaar kan ingaan, maar dit vra iets van ons. Dankbaarheid is nie net 'n gevoel nie. Dit kan nooit net 'n gevoel wees nie. Dit kan ook net nooit wees omdat ek iets daaruit kry nie, want ek dink nou die dag dan luister mense hoe mense lees en skryf, en dis baie kere waaroor geloof, spiritualiteit is eintlik die regte woord. Waaroor spiritualiteit vir mense deesdae gaan is, wat kry ek? Dis daarom sekere groeperings soveel mense in hulle massas trek. In die tyd toe ek dan nie kon praat, het die mense baie tyd gehad om te lees en te kyk en wat is dit wat hierdie mense bied? Wat vir mense so aanneemlik is, ons gebruik tog almal dieselfde Bybel. En is hierdie vraag, broers en susters. Wat kry ek? Dis die moderne mens se soeke. Gaan kyk maar na die motors. Die kar wat die beste bied vir die beste prys is die kar wat verkoop. Wat kry ek? Die probleem is dat die evangelie nie vir ons dit gee nie. Die evangelie beloof nie vir ons 'n groter bankrekening en voorspoed en geluk en alles in hierdie lewe nie. Nee, die evangelie beloof ons maar net ons sal met ons lewe daarvan afkom en die Here sal met ons wees en daar wag vir ons 'n ewige lewe hierna. Maar dit is nie wat mense soek nie. Ons soek hier nou iets. En daarom dat mense agter groepe aanstap, aanbeweeg wat hierdie spirituele behoefte bevredig. Mense is nie meer soekend na die waarheid nie. Want dit is die kern van die evangelie is, die waarheid, die egtheid. En dit is wat die Here Jesus ook hier op die tafel geplaas het. Dit is wat die deur so smal maak. Is om te gaan soek na die waarheid van God se woord. En dit vra iets van ons. Dit gaan tot eer en tot diens van God, soos ons ook donderdag gehoor het. Dit gaan oor God se verheerliking. Gaan nie oor my eie verheerliking. En vandag leef ons in 'n wêreld waar mense, soos ons gesê het, wat kry ek? Mense soek iets vir hulle self. So was nie Jesus se tyd ook. Hulle het ook gesoek by hom. Hulle het ook 'n koninkryk gesoek, 'n wêreldse Jerusalem. Daarom dat hulle die Here gekruisig het, want hy het nie aan hulle verwagtinge voldoen nie. Broers en susters, ja, ons sal altyd maar min wees. Maar terwyl ons min is, moet ons nie moedeloos raak en terugsak. Hierdie vraag is die dat gered gaan word min. Ons moet nie dink aan getalle nie. Ons maak 'n fout as ons die Here se werk wil gaan meet aan getalle. Onthou wat ek altyd sê, die Here tel nie, die Here weeg. En daarom moet ons ook nooit dink in terme van getalle nie. Maar dit waarmee ons besig is, moet ons erns wees elke dag. So as ons werklik dankbaar is om aan die tafel van die Here te kon aansit, as ons werklik dankbaar is om deel van die Here se kerk te wees, as ons werklik dankbaar is om deel van hierdie gemeente te wees, dan moet ons dit leef elke dag. Ons moet voluit leef tot eer van God, mekaar omsien en bid, saam in hierdie lewe leef. Nie tot ons eie eer nie, maar tot die Here se eer. En onthou ons is maar rentmeesters. Hierdie gemeente en ons geloof is aan ons toevertrou. Ons moet dit ook weer oorgee aan die generasies wat na ons kom. En as dit nou een ding is wat die geskiedenis ons leer en wat die Bybel ons leer, daar waar mense juis gedink het dis verby en dis die einde, het die Here die vermoë vir 'n nuwe ontwaking, 'n nuwe gees, 'n nuwe ywer. En as protestante broers en susters, is ons veronderstel om dit te ken. En daarom moet ons nie moedeloos raak nie, maar moet ons skouer in die wiel sit en ons beste gee. Mag elkeen van ons, elke dag, dankbaar wees vir wat die Here vir ons doen, maar ook waartoe die Here ons elkeen opgeroep het. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader,
Here, ons leef in 'n spirituele wêreld, 'n geesteswêreld, die gees van die wêreld, die gees van die tyd. En so baie jong mense, Heer, gaan ook met daardie tydsgees saam, word daardeur beïndruk, daardie soeke, daardie hinkering, ook na wat kry ek? Maar Vader, ons bid. Ons bid, Heer, dat U altyd dit so sal beskik, dat die liggaam van die Seun Jesus Christus, die kerk daar sal wees. 'n Geloofsgemeenskap, Heer, wat altyd met erns sal besig wees, besig met die waarheid van die evangelie. Dat daar altyd 'n tuiste sal wees, waarheen mense kan kom om met die waarheid van die evangelie gekonfronteer te word. Vader, ons weet, ons het nie reg daartoe nie. Dis 'n verantwoordelikheid, dis 'n roeping, en daarom bid ons, Heer, dat as U dit so beskik, rus ons toe deur die Gees, vanuit U woord, dat hierdie gemeente een van daardie punte sal wees, dat daar altyd 'n Bybel op hierdie preekstoel sal wees, en dat daar altyd gepreek sal word vanuit U woord, dat mense altyd die waarheid sal vind. So bid ons vir U kerk oor die ganse skepping heen, U kerk, Heer, wat swaar kry, U kerk wat vervolg word, U kerk wat uitgesluit word, die waarheid wat uitgesluit word. Vader, ons leef in 'n tyd waar dit skynbaar maar reg is, as daar gesing en geskree word, dat mense doodgemaak moet word. Haai, Heer, en al die maniere om dit te probeer verduidelik. Vader, ons bid, dat U kerk ook haar stem sal laat hoor, dat die kerk ook hierdie onreg sal raak sien, nie net hierdie lied wat gesing word nie, maar die onreg in hierdie land op soveel fasette, die misdaad, die korrupsie, die leuns, maar ook in die wêreld, want ons is nie die enigste land nie, Heer, die wêreld is siek, die mensdom is siek, en Vader, U kerk is al so uitgerangeer, dat ons daar agter staan. Ons is te bang om te praat. So baie, Heer, van U kerk het maar meegedoen aan die wêreld en skree saam met die wêreld om tog maar net in te wees en dink dit is maar die keuse vir oorlewing. Maar Vader, ons weet, as ons wil oorleef, as ons die ewige lewe wil beerwe, dan moet ons bly by U woord en by die waarheid. Vader, ons bid, mag ons broers en susters, die wat honger en smag na die waarheid, lei na U woning. Heer, ons bid dat ons aan onsself sal werk en onsself sal afsterf. Want die deur is nie te smal nie. Dis ons, Heer, wat te groot is. Dis ons wat te dik geword het in eie selfsug en gemaksug en eie waan en sonde. Dis die sonde wat ons so aankleef. Ons bid, Heer, help ons dat ons dit sal afskud, dat ons met gemak deur U deur sal kom. Maar terwyl ons nog tyd het, Heer, laat ons leef, laat ons spreek, laat die waarheid gehoor word. Vader, ons dank U weer, dat ons verlede week aan die tafel kom aansit. Mag ons hierdie dankbaarheid elke dag gaan leef. Wees met elkeen van ons en hou U hand oor ons uitgestrek. Ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het,
en wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, vanwaar hy sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en wie sy koningsheerskapheid geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Jy kan weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Kom ons luister aandagtig na die wet uit Deuteronomium 5. Die eerste gebod. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die tweede gebod. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Die 3de gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Die 4de gebod. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 6de gebod. Jy mag nie moord pleeg nie. Die 7de gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Die 8de gebod. Jy mag nie steel nie. Die 9de gebod. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Die 10de gebod. Jy mag nie 'n ander se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddende uit Gesang 269, strofes 1 tot 4, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Na die seën sing ons uit Gesang 505, vers 1.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.